Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre met Frikkie van Logrenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA. Ons praat oor jou beleggingsplan en wat die markte daarmee maak. Nou ja, goeiemôre Frikkie. Goeiemôre, julle maklike topik vir môre, soos nie? Ja. Frikkie, kom ons praat oor die markte plaaslik. Dit begin weer 'n bietjie te stabiliseer. Die afgelope week hoofpunte om dop te hou. Wat is jou opinie? Weer, ons gaan kyk gelukkig die stabilisering gebeur positief, so daar's 'n bietjie van 'n positiewe sentiment, maar verskriklik broos. Ons kan sien elke dag of elke uur of elke 10 minute is daar iets wat besig is om te gebeur. So daar is maar 'n paar dinge wat ons nou nie van seker is nie. En dis net plaaslik. Net plaaslik. Dis net plaaslik. So as ons nou gaan kyk wat nou om dop te hou, natuurlik is dit die onruste wat nou gebeur het of wat besig is om te gebeur. En wat 'n effek dit nou het op die kommoditeite, want almal is agter die veilige bates in die hawens in, so dit druk die goudprys weer bietjie op. Oliepryse het ook lekker gespring wat nou 'n direkte impak het op ons Suid-Afrikaanse beurs, want ons het nou gesien daar's klomp volatiliteit wat nou daarmee gekoppel gaan. So oliepryse is op, brandstofpryse is op. Dit gaan nou veroorsaak dat ons nou die inflasiesyfer moet dophou, want as die brandstofpryse nou opgaan soos wat dit nou gedoen het laas, maar dit maak nou seer om diesel te gooi en dinge te vervoer, het dit nou 'n direkte impak op ons bottom line. So ons het nou gesien dat dit so jy weet as jy by die dokter was in die vroeë jare en hy kap jou knie so in sonder dat jy dink aan spring, dis 'n knie stoot of 'n stamp of iets, dis hom. So dis daai tipe van reaksie wat ons nou heidaglik vind. Is dit 'n paniekreaksie wat ons sien en wat is die impak? Wat het dit geïmpakteer? So as ons gaan kyk na net die laaste 6 weke, dit is definitief 'n knee-jerk, soos wat Pierre gesê het, tipe van reaksie, waar jy het 6 weke terug het jy begin, die beurs was lekker hoog gewees, amper 130.000 punte, hy het in 'n baie kort tydjie geval 110.000 punte, en weer gestabiliseer en weer basies op 118.000 punte gestop. So dit is 'n verskriklike groot swing of groot beweging in 'n baie kort tyd. So 'n mens moet nou gaan staan en kyk om te sê, okay, daar is nou 'n skietstilstand vir die volgende 2 weke wat nou weer, ons weet nie wat gaan gebeur daarna nie, niemand het 'n glasbal nie. So jy moet begin fokus op strategie, jou eie persoonlike doelwitte, planne bymekaar maak en pragmaties en prakties gaan kyk om te sien. Daar is 'n baie mooi grafiek wat daar sê, dis presies daai. En 'n mens moet gaan kyk wat jou doelwitte is en daarvolgens met jou planne beraam. Planne. Het gaan op jou nie oor jou doelwitte nie, waar nie. Het gaan, kyk, as ek nou gesê het, man, as ek teen 2 Maart verkoop het ek geld gemaak en dan het ek weer gekoop vir later, jy weet 30 Maart. Dis nie wat jou doel veronderstel is om te wees. Glad nie. So 'n doelwit georiënteerd is prakties eenvoudig, jy moet gaan kyk oor 'n langer termyn. Wat is die potensiële opbrengs wat jy kan kry? So jy moet gaan sê, ek wil by 'n sekere randbedrag inkom of ek 'n sekere persentasie koers het ek nodig in my portefeulje. Dan moet jy gaan kyk watse bateklasse kan dit vir jou bied. Want gewone rentedraende belegging gaan nie so goed presteer oor tyd soos wat 'n aandeleportefeulje doen met al sy volatiliteit nie. So dan moet jy nou spesifiek gaan kies en 'n kombinasie van hierdie risiko en nie risikobates bymekaar sit, jou sommetjies gemaak om te sê, hoorie, so my doelwit oor tyd is eintlik 10% of 12%, wat ook al die geval is. Dan hierdie korttermyn bewegings wat so verskriklik volatiel is, het eintlik nie 'n direkte impak op jou nie. So jy het opsies, dit kos geld, dit is 'n realiteit en gemak het 'n prys, as ek dit so kan sê. So 'n mens moet mooi pragmaties gaan kyk. Hierdie opsies wat geld en gemak is, watter kostes verwys ons na? So die opsies is verskillende strukture, verskillende maniere van belastingbestuur of bespaar, laat ek so sê. Elke produk het sy eie kostes. Wat 'n mens moet nou bewus van wees. As jy minder belasting wil betaal, daar is definitief 'n koste. En dan ook, as jy fondse wil gebruik wat 'n potensiaal het om baie beter te presteer, daar is 'n inherente direkte koste. So jy gaan in 'n tipiese rentedraende belegging gaan jy 0,5% betaal, waar in 'n ordentlike beursgekoppelde portefeulje gaan jy 1,5% of miskien baie keer meer betaal, maar dit moet die moeite werd wees. So die koste en jou inherente potensiale groei, dit moet sin maak met mekaar. En natuurlik gemak is niks groei as jy gemaklik is nie. Behalwe my middel, maar dit is 'n ander gesprek wat ons daai het.
So niks groei in gemak nie. As jy gemaklik jou wil sien my geld is in die bank en ek weet dit is jy kan gemaklik ook weet dat jy nie inflasie gaan klop nie. As jy vinnig toegang tot jou geld wil hê as daar en jy wil nie bekommerd wees oor die volatiliteit en dan moet jy gemaklik wees dat jy weer eens nie inflasie gaan klop nie. So dit het 'n prys. 'n Risiko. Dit gaan op jou oor risiko. Moet ons daai risiko neem om dividende te kry of om daai rentekoers te kry wat ons wil hê en ons inflasie kan klop? Wat is daai risiko? Hoe moet ons dit op die langtermyn bepaal? So Pierre, vir my eenvoudig, jy moet gaan kyk, wat is jou inflasiesyfer? Dis iets wat jy nie kan weg redeneer nie. Dit is koue harde feite, dinge raak duurder elke jaar. So dis een punt wat jy moet besef. Tweede punt is, jy gaan belasting betaal. Maak nie saak hoe wat wanneer jy kan bestuur, hoe jy dit betaal en wanneer jy dit betaal. Die derde punt is, jy het opbrengs nodig om teen hierdie dinge basies te werk. So jy moet besef en vrede maak dat jy 'n sekere mate van risiko in jou portefeulje moet hê om hierdie dinge teen te kan. Teenpresteer, ja. Jy gaan nie in 'n geld wat in kontant lê of onder die matras lê, jy gaan nie by inflasie by nie. Dis een van die dinge. So in plaas van om te bekommer, jouself dood te bekommer oor die risiko daarvan, besef net dat volatiliteit is tydelik. Dinge gebeur oor tyd. Jy moet jou struktuur en jou planne so bymekaar sit dat dit eintlik jou bekommernisse is nie. So wees net ons moet liewerste risiko gebruik in plaas van heeltemal daarvoor weg te skrik. So 'n goeie balans vind tussen korttermyn risiko en jou groter doelwit. Definitief. So moenie dat daai emosie soos daai goede wat daar op en afspring, moenie dat daai emosie jou aksies beïnvloed nie. Jy het 'n strategie, jy het 'n plan, jy wil daarby uitkom, kry kundigheid in dat hulle vir jou kan verduidelik vooraf om te sê hierdie is wat kan gebeur oor tyd. En dan as jy daai verskriklike grafiek nou uittrek oor 'n kwessie van 5 jaar of 10 jaar, dan dit is so klein bietjie verandering. So 'n mens moet net daai besefing hê. Dit gaan op jou oor 'n sterk plan, 'n strategie. Wat is die rand en sent verskil wat 'n mens sal sien op die einde as jy 'n regte sterk plan volg? So Pierre, ek het gister het ek 'n stukkie wiskunde gedoen. 'n Kliënt wat R2 miljoen het in die bank en nou vergelyk ek, hy sê nie hy kan dit nou vasmaak teen 8%. Sê ek nee, dis baie mooi, kom ons maak die sommetjie. Hy het 'n 30% belastingkoers. So oor 5 jaar sit hy met R3.2 miljoen. Ek sê okay nee, dit klink goed op die oor af, maar teenkant as hy net 'n gebalanseerde portefeulje het na kostes 10.8 was die sommetjie so ons noem dit daarby. Dieselfde tipe ding en jy betaal kapitale winsbelasting. Dan op die einde van die dag sit hy met 4.7 miljoen. Dis meer as dis amper 1,5 miljoen. Dis 1,5 miljoen rand meer oor 'n 5 jaar termyn. Nou as jy dit in ag neem, jy begin op R2 miljoen en jy het boonbehalwe jou groei jy nou ekstra 1,5 miljoen rand, dan begin hierdie sommetjies nou sin te maak. So dit is praktiese realiteit waarmee ons werk. Ons moenie kortsigtig wees nie. Waarom speel belastingbeplanning en die tipe instrumente nogals 'n groter rol as onderliggende bates? So dit is belasting is vir my ek sal nie sê 'n teerpunt nie, maar dis almal niemand wil eintlik belasting betaal nie. Jy werk hard vir jou geld en die geld moet groei. Maar rente spesifiek is belas as inkomste. So jy gaan elke jaar dan gaan die bank 'n sertifikaat vir SARS stuur om te sê hoor hierso, ek het per maand het ek R10,000 gekry, maar my rente is daar bygevoeg. So dan sit dit jou in 'n behoor belastingkoers of belasting perk laat ek so sê en jy betaal elke jaar belasting daarop. Waar kapitale wins kan jy tot so laag as 16% wat jy kan betaal en jy betaal eers as jy handel of jy wissel of jy begin gebruik op die ou ende van die dag. So jy kan groei kry oor 5 jaar en aan die einde van die 5 jaar as jy nou wil inkomste kry of geld onttrek, dan betaal jy teen 'n baie laer koers eers op daai punt in tyd. So belasting het 'n groot impak. Slim beplanning. Frikkie, baie dankie. Julle is natuurlik julle netwerk van onafhanklike adviseurs is reg oor die land beskikbaar. So mense kan gerus kontak maak met julle. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie Pierre. Ek wil net bysê dat ons het nou heidaglik 'n spasie vir die eerste 10 mense vir 'n gratis konsultasie wat ek sal betrokke sal wees. So die kykers is meer as welkom om te kuier. Eerste 10 mense wat kontak maak, gratis konsultasie. Nou daai het jy dit so maklik soos dit. Onthou dat 'n landwyse netwerk van onafhanklike adviseurs. Baie dankie Frikkie om direk dan met IFSA te gesels en gebruik te maak van daai eerste 10. 'n SMS gerus die woord kontak na 48422 48422 kontak na 48422 SMS kos R1.50 en besenfees geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met 'n FSP nommer 4337. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met Jack de Priester oor die nuwe seisoen van Koppie Teefontein.